Goeiemôre. Het is baie lekker dat ons kan saamkuier vanoggend. Ek hoop julle verduur mekaar nog by die huis na 3 dae. Daar's nog heel party daaroor. Meer waarskynlik is die meeste van ons ook al moeg gekyk op skerms, maar dis een van die dinge wat ons gaan doen vir die volgende 3 weke. Ons is vanoggend in ons 5de week van Lent en die tema van ons 5de week is stilte. En ek dink dit behoort te moeilik te wees om die hele gedagte van stilte saam met 'n lockdown of 'n afgrendelstydperk, hoe ons dit ook al sal wil noem, by mekaar te kan bring vanoggend nie. Ek wil net wel ook 2 afkondigings maak of net 2 dinge noem. Die eerste een is ons gebedslys van ons gemeente is al reeds uitgestuur en dit is met almal se name op wat op een of ander wyse betrokke is in die gemeenskap, of dit nou mediese dienste is of polisieering of in kosproduksie. En ons wil regtig vir julle dankie sê dat julle in hierdie tyd werk terwyl baie ander is, maar nie net dit nie, dat jy jouself ook in 'n ruimte sit wat ook 'n bepaalde risiko inhou. So ons dink regtig aan julle en as daar enige iemand is wat julle nog op daardie bepaalde gebedslys wil byvoeg, julle kan net julle naam dan net ook na daardie WhatsApp nommer toe stuur en ons plaas jou op die gebedslys en weet dat ons ook dan vir jou bid in hierdie tyd. Dan wil ek baie dankie sê dat ons ook uit ons uitreikfonds uit alreeds verskeie gesinne en mense kon help die laaste week, soveel so dat ons koskas leeg is. Ons het verskeie kospakkies uitgegee, plaaslik en ook bietjie verder van hier af. Ons kon iemand gehelp het met broodnodige vervoer, ons kon gister 'n rolstoel vir iemand gee wat geborg is deur iemand in ons gemeente. So baie dankie, dis is net wonderlik dat ons dit kan doen. Dis Sondagoggend. Dis eredienstyd. Kom ons kyk of ons ook aan die binnekant kan stil word. So net daar waar jy sit, maak jy oë toe. En dan probeer ons ook hier teenwoordig kom. Daar waar jy nou sit, kan jy net vir 'n oomblik in jou lyf inkom. Kan bewus raak van jou asemhaling, van jou hier wees. Daar waar jy nou sit. En saam met dit kan jy ook bewus raak van dit wat aan die binnekant in die gang is, dinge in jou kop, emosies in jou hart. Dalk het jy nie woorde om daarvoor naam te gee nie. Maar probeer ook dit tot rus bring. Dit ook in hierdie oggenduur vir die Here te kan gee. Ons is hier en ons weet die Here is hier. Dankie. Nou ja, dinge en tye het verseker vir altyd verander. COVID-19, wat ook 'n COVID-20 is, in Suid-Afrika ten minste, is iets wat die geskiedenisboeke nie verby sal gaan nie. Baie van ons sal terugdink na 'n tyd soos hierdie toe. Vir dit al veel gevoel het of jy in 'n of ander sci-fi movie is met 'n baie vreemde ervaring van hoe mense in strate beweeg en lyk en hoe dinge op televisie is. Dinge het verander. In 1964 het Bob Dylan 'n lied geskryf, The Times They Are Changing. Kan hom vir ons speel. Gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin.
there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times they are changing. Come senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are changing. Wow, wat 'n lied is dit nie? Soos ek sê, in 1964 al geskryf. En op daai stadium geskryf met die noodsaaklikheid van sosiale verandering in gedagte. Dit is eintlik 'n proteslied wat iets gesê het van dinge kan nie aanhou soos dit nou is nie. Dinge sal gewoon net moet verander. Nou partykeer dan kies ek en jy verandering. Ons het baie keer vir mekaar al gesê dat die lewe het so 'n uitnodiging. Maar partykeer dan kies verandering vir jou. Dit is eintlik 'n basiese lewensbeginsel dat as dinge moet verander, dan verander dit net. En ek en jy het nie regtig beheer oor dit nie. Ek dink baie van ons het nou ook in die laaste week op sosiale media daai een baie bekende aanhaling van J.R.R. Tolkien gekry, waar daar staan, I wish it need not have happened in my time, said Frodo. So do I, said Gandalf. And so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us. Ja, en hoeveel keer het ons nie al hieroor gepraat nie. Soos of mekaar gesê, veral in lent altyd, jy gebruik hierdie tyd, daar moet dinge wees soos onthouding en gebed en vas en stilte, want jy moet in daai tyd die harde sielewerk van die lewe doen, nê? Jouself gaan insit in liminale ruimtes, soos ons daaroor praat, waar jy nie in jou gemaakzones is nie. Want as jy nie daardie werk self doen nie, dan word dit baie keer vir jou gedoen. Almal van ons, elke liewe een van ons weet dat die lewe baie keer net kom en hy besluit dat dinge nou vir jou verander. En dit hoef nie 21 dae in jou huis te wees nie. Jy dink dalk, hierdie 21 dae is baie rof en baie erg, maar almal van ons weet dat daar was ander tye in jou lewe toe dinge net verander het. Dalk was dit die mediese verslag wat jy gekry het. Dalk was dit die diagnose wat die dokter gemaak het. Dalk was dit asof jy gesê het sy wil nie aangaan met die verhouding nie. Dalk was dit die egskeidingsdokument wat jy ontvang het en besef jy dis nou finaal. Dalk was dit daardie oproep uit ICU uit. Dalk toe jy gehoor het sy het 'n beroerte gekry. Toe jy gehoor het daai sake transaksie is nie deur nie, hoe ook al. Almal van ons weet dat verandering het bloot baie keer net gekom. Dit het my gevat. Dit het in my gedoen wat ek self nie kon doen nie. So daarom die uitnodiging altyd, ek en jy kan verandering kies aan die binnekant ten minste, nê, dat daar 'n nuwe mens wees, 'n nuwe stuk bewustheid moet kom van hoe ek met die lewe werk. Anders kies dit jou en dan is jy gedwing om die harde werk te doen. En almal van ons het sulke momente al gehad, soos ek sê. Maar weer eens nou, in die 5de week van Lent, in 'n vreemde tyd, kry jy weer die kans om die werk te doen wat jy moet. Afsondering, stilte, gebed, nadenke, selfrefleksie, gebruik dit om by jouself uit te kom. Kom ons sit net so. Here, mag wat ons sê en wat ons dink en wat ons doen, vir oggend, vir u goed wees. Mag u daaroor glimlag, mag die gedagtes wat ons met mekaar wissel, ook gedagtes wees, wat van u kom. Amen. Genade en vrede dan ook vir jou en vir my, op hierdie oggend. 5de week van Lent, ons tema is stilte, en ek begin graag met 'n redelike lang aanhaling van Isaac the Syrian.
Hy praat oor stilte en hoor gemooi wat sê hy. Hy sê, at first silence might only frighten us. In silence we start hearing voices of darkness, our jealousy and our anger, our resentment and desire for revenge, our lust and greed and our pain over losses, abuses and rejections. These voices are often noisy and boisterous. They may even deafen us. Our most spontaneous reaction is to run away from them and to return to our entertainment. So hoor nou mooi, stilte, afsondering, is nie vir een van my en vir jou eintlik die eerste keuse van leef nie. Ons sal graag daarvan wil wegkom. Wie wil teruggaan net in, soos hy dit noem, entertainment, in vermaak. En hoe maklik is dit nie? Ek meen, jy sit nou vanoggend hier en oor die laaste 3 dae kon jy waarskynlik meer screen time gebruik het as ooit in die verlede. Waar jy dalk nog tyd by jouself gehad het, toe jy nog werk toe gegaan het, waar jy in die kar moes ry of iewers moes wag vir iemand, is daar van ons wat nou meer besig is as ooit. Jy sit dalk by die huis, maar jy is heeldag besig, jy stap televisie toe, jy sit Netflix aan, jy is heeldag besig, jy kyk na kanaal 403 of wat ook al, jy is heeldag besig en besig en besig. En gee nie die stilte kans om in jou in te kom nie. So sommer net hier wil ek vir jou vra, probeer vir jou en jou gesin ook 'n perk maak, om te sê, 1 uur of 2 ure, dis wat ek myself gaan toelaat, om dan in sogenaamde entertainment myself aan bloot te stel. Verder gaan ons tyd spandeer aan mekaar, of dan kans gee vir stilte, om die werk te doen wat hy moet. Ons het al baie gepraat oor liminal space, voluntary displacement, om jouself neer te sit in 'n plek of ruimte, waar daar met jou gewerk word, waar jy lankal nie meer die subjek is nie, maar jy is die objek. En daarom kan hy aangaan, Isaac, as hy sê, but if we have the discipline, wat is moeilik, to stay put and not let these dark voices intimidate us, they will gradually lose their strength and recede into the background, creating space for the softer, gentler voices of the light. So stilte in die eerste plek, laat jy dan konfronteer met dit wat in jou binnekant in die gang is. Dit wat jy gewoonlik van wil weghardloop, nê. Vrees, woede, wraak, dat jy iemand moet gaan vergewe, al daai dinge. Maar dan maak die dissipline ook spasie. En Henry Nouwen wat hier oorskryf, sê dit baie mooi. Hy sê dat enige geestelike dissipline het ten doel om spasie te bring, om ruimte te bring, om jou oop te maak. En ons is bang daarvoor. Maar ook oop te maak dan vir God. Dat die Here self dan ook in daai stilte, die ander stemme wat jou bang maak, ook dan kan volmaak. I say these voices speak of peace, of kindness, gentleness, goodness, joy, hope, forgiveness, and most of all, love. They might at first seem small and significant, and we may have a hard time trusting them. However, they are very persistent and they will be stronger if we keep listening. It's a discipline. They come from a very deep place and from a very far. They have been speaking to us since before we were born, and they reveal to us that there is no darkness in the one who sent us into the world, only light. They are part of God's voice calling us from eternity, my beloved child, my favorite one, my joy. En hoor mooi wat gebeur nou. When the Spirit has come to reside in someone, that person cannot stop praying, for the Spirit prays without ceasing in him. Bid voortdurend, dit kom vanself. Ons gaan nou daarby kom. So no matter if he is asleep or awake, prayer is going on in his heart all the time. He may be eating or drinking. He may be resting or working. The incense of prayer will ascend spontaneously from his heart, and the slightest stirring in his heart is like a voice, which sounds in silence and in secret to the invisible. 'n Spontane gebed, 'n gevoel van 'n eenwording met God. Ja, en die Bybel is vol daarvan, nê. Die hele gedagte van bid voortdurend.
Ons kry dit in 1 Tessalonisense, jy moet nooit ophou bid nie, volhard in gebed, sê Romeine 12. Doen dit alles biddend en smeekend by God, by elke geleentheid deur die Gees, sê Efesiërs. Volhard in gebed, sê Kolossense. Laat ons dan onophoudelike offer bring, die Hebreërs 13 teks. In Johannes 5, as Jesus dan sê, alles wat ek doen, doen ek nie uit my eie, en ek doen dit maar net, omdat die Vader dit nou deur my doen. So kan ek en jy ook genooi word deur die stilte, om by hierdie misterieuse eenwording te kan kom tussen my en die Vader. Die Ou Testament teks Sagaria is geskryf om mense juis uit te nooi hiernatoe in 'n tyd toe dit vir hulle pikdonker was. Nou Sagaria 9-14 is geskryf deur die tweede Jesaja, dit is geskryf in 'n tyd toe die Grieke die nuwe wêreldmoondhede sou geword het. Dis in die tyd van die Persiese regering, maar Assirië en Babylonië en alles is verby en hierdie ouens het swaar gekry. En die wêreld lyk vir hulle pikdonker. Ek meen vir die laaste honderde jare is hierdie ouens net in ballingskap is. Gaan dit met hulle swaar, word hulle beheer en regeer deur ander mense. En dan kom Sagaria 9-14 en hy probeer hoop gee. En in besonder in hoofstuk 14 praat hy oor die dag van die Here kom. Die dag van die Here kom. En hy sê die dag as die Here se dag kom, gaan alles verander. En dis natuurlik iets wat hulle wou hoor, dis iets wat hulle opgewonde sou maak, dat alles sou verander, dat niks meer dieselfde kon wees nie. Nou, net so 'n kantopmerking, Sagaria 14 in besonder, soos baie ander boeke in die Bybel en profetiese literatuur, is 'n groot woord wat jy nie hoef te onthou nie, noem ons die apokaliptiek. Nou die apokaliptiek soos Sagaria, sekere dele van Daniël, Openbaring definitief, Siener van Rensburg, Nostradamus, wie ook al, enige profetiese materiaal, is geskryf in beeldetaal, nee, met groot metafore. So ons moet dit nooit letterlik opneem nie, maar daar is dan 'n bepaalde betekenis in 'n ryke teks opgesluit. So as jy Sagaria 14 in volledigheid gaan lees by die huis, gaan dit nie oor spesifiek dit is wat op 'n fisiese of 'n natuurkundige vlak sou gebeur nie. Dit gaan oor die betekenis dat as die dag van die Here kom, gaan alles net met eens verander. Nou, vers 1 sê bloot die dag van die Here kom. En dan gaan ek net verskeie ander tekste ook lees, uit daardie gedeelte uit, daar staan ook, daardie dag sal daar nie lig wees of koue of ryp nie. So jy moet dit nou nie letterlik opneem, dit gaan net oor, dis kosmies, dit gaan gebeur, niemand gaan dit kan ontken nie. Dit sal 'n besondere dag wees, en wanneer dit sal wees, weet net die Here. Daar sal nie dag of nag wees nie, as dit aand word, sal daar steeds lig wees. Wanneer dit aand word, so donker word, sal daar steeds lig wees. En daardie dag sal daar 'n vars stroom water uit Jerusalem vloei, een helfte na die see toe in die ooste, een helfte toe na die see in die weste toe, somer en winter. Die Here sal koning wees oor die hele land. Daardie dag sal die Here die enigste God wees, en sy naam die enigste Here. Staan vers 8, die hele gedagte van die see in die ooste is die dooie see, en die see in die weste is die Middellandse see, en hoe ongewoon dit ook al sou klink vir die mense in daai tyd, 'n vars stroom water wat sal inloop in 'n dorre woestynland, 'n landstreek wat gewoonlik uitgedroog is, en dor is, sal voorsien word van 'n voortdurende bron vars water. Ek meen, dit skep net die hele gedagte van verandering. Die dooie see sal gevul word met voortdurende vars water. En dan vers 20. Daardie dag sal daar op die klokkies aan die perde se tye staan, gewy aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal net soos die offerkomme by die altaar wees. Elke pot in Jerusalem en Juda sal aan die Here die Almagtige gewy wees. Die mense wat kom offer sal die potte vat en vleis in hulle kook. Daardie dag sal daar in die huis van die Here die Almagtige geen handelaar meer wees nie. Net so 'n bietjie inligting is nogal baie interessant. Wat sou dit beteken dat die klokkies aan die perde se tye 'n ingravering sal hê gewy aan die Here? Nou, klokkies op 'n perd se tuig in daardie tyd het geen funksionele doel gehad nie. Miskien 'n mate van versiering, geen betekenis nie.
geen spirituele of religieuse betekenis in elk geval nie. Soos half 'n onbenulligheid, 'n klokkie op 'n perd se tuig. Nou sê die teks, daarop gegraveer sal staan, gewy aan die Here. En nou weet almal van die mense wat in Sagaria se tyd leef, dat al plek waar daar gewys sal staan aan die Here, is ingegraveer in 'n stukkie hout of in 'n stukkie metaal wat op die tulband van die hoëpriester was. Met ander woorde, die hoëpriester se klere wat vir hom iets moes wys van heiligheid en andersheid, dit word net so oorgedra op 'n onbenullige ding soos 'n klokkie aan 'n perd se tuig. Met ander woorde, julle hoor die eenwording tussen dit wat gewoon is en dit wat heilig is. En net so ook, dat die potte wat in die huis van die Here is, sal net soos die offerkomme by die altaar wees. Nou die potte wat die volk in hulle huise sal kook, sal dieselfde wees as die offerkom, wat die hoëpriester gebruik het, waar hy die bloed ingegooi het, dat hy die altaar gesprinkel het, met die groot versoendag. En dan sê vers 21 het nog erger, elke pot in Jerusalem sal aan die Here dan gewy wees. Elke gewone huishoudelike pot sal net so heilig wees soos die offerkomme wat die hoëpriester gebruik by die groot versoendag. Maar nou moet ons baie mooi luister. So as een van julle dalk nou al opgestaan het om die ketel te gaan aansit of jou vrou is dalk gou uit, roep haar gou terug. Bitter belangrik nou. Die dag van die Here is nou. Die hele moment dat toe Jesus gesterf het die eindtyd begin. Toe die voorhang sal skeur en God ten minste vir die mense moes wys op 'n konkrete manier dat daar nie meer 'n skeiding kan kom tussen heilig en onheilig of tussen wêrelds en dit wat anders is, goddelik is nie. Toe skeur die voorhang sal juis met die gedagte dat God oral is. Dat daar geen skeiding in my en jou lewe kan kom nie. Dat alles geestelik is, dat alles spiritual is. Is dit nie die grootste geveg wat Jesus gehad het met die disippels nie? Met die fariseërs nie. Hulle wou nog steeds 'n skeiding bring. Dat Jesus sal sê, waar hy loop, waar hy gaan, of hy in die berge loop, of in die dorp, of op die platteland, of hy in Jerusalem is, of waar ook al, alles is heilig. Die dag van die Here is nou. En ek en jy kan nou al leef met die hele gedagte dat in watter omstandighede ook al, waar die verandering ook jou gekies het, is dit ook 'n geestelike oomblik om vir jou uit te nooi tot 'n nuwe mens wees. 'n Stuk eenheid te laat vir jou bring tussen jou en God. Sodat jy soos Romeine 8 kan sê, wel, niks kan my nou skei van God nie, want daar's nou eenheid. Niks kan my wegvat nie, nie eers dood nie, nie eers lewe nie, nie 'n virus nie, geen krag nie, geen engele, niks wat ek ooit was of ooit sal kom nie. Lees Romeine 8. Kan jou verwyderd maak van die eenheid wat jy met God het nie. Die groot dinge in jou lewe, maar ook die klein dinge in jou lewe. Dinge wat so onbenullig lyk soos die klokkies in 'n perd se tuig, dit is heilig. Selfs die deeltjies in jou persoonlike lewe. Daardie bank wat jy nou op sit, of daardie stoel wat jy nou op lê, of die rekenaar waarvoor jy nou sit. En dit is eintlik wonderlik dat ons hieroor kan praat in 'n tyd soos hierdie, dat jy nie nou in 'n kerkgebou gaan sit en kan huis toe gaan en sê dis 'n ander lewe nie. Dieselfde plek waar jy nou leef, die leefruimte waar jy nou sit of staan, die mense nou om jou dalk. Dis heilig. Elke verhouding. Daar is nie 'n skeiding vir my en vir jou nie. Sodat ek en jy dalk tog kan kom by 'n plek waar ons kan sê, gebed hou nooit op nie. Dat ek en jy met 'n bewustheid kan lewe, met 'n voortdurende bewussyn. En dit is nie so moeilik nie. Ek dink nie elke liewe oomblik in my lewe konkreet aan Marlies as my vrou, of as aan my kinders. Maar daar's 'n voortdurende bewussyn dat ek 'n man van iemand is, dat ek 'n pa is van 2 kinders. Dis iets wat net daar by my is die hele tyd. So gaan oefen dit in hierdie week. Laat die stilte kom. Beperk jouself van vermaak.
van blootstelling aan te veel sosiale media en baie prakties probeer hierby uitkom te gaan sê, ek gaan myself dalk vir 'n uur of hoogstens vir 2 ure blootstel aan televisie en aan skerms, maar verder gaan ek die stilte innooi in my lewe om die verandering te bring in my binnekant. Dit wat eintlik al lankal na ons toe roep. Dalk moet jy 'n merk maak op jou hand of jy moet iets om jou nek dra, dalk 'n klokkie soos aan 'n perd. Om jy voortdurend net nou in te laat oefen of elke 2 of 3 ure moet daar 'n wekker afgaan of 'n ding. Dis God se tyd. Dis eindtyd. Ons is een. Ek sluit af. Frank Laubach het hieroor geskryf, 'n aanhaling van hom. Oh, this thing of keeping in constant touch with God, of making him the object of my thought and the companion of my conversations, is the most amazing thing I ever ran across. Mag die 5de week van Lent en 'n besonder stilte en sommer dan ook hierdie tyd wat dalk vir ons vreemd is, goeie verandering bring. Mag jy anders kyk na die wêreld. Mag nuwe dinge en beter dinge vir jou saak maak. En mag daar ook dan daardeur vryheid kom, 'n losmaak kom van dinge, van 'n beheptheid van dinge wat ek en jy nie nodig het nie. Mag die Here ons help in hierdie tyd. Amen. Kom ons bid. Here, ons weet dat U voortdurend aan die deure van ons hart klop, om in te kom en ook by ons te kom woon. Dis U intensie, dis U doel, dis U wese. Maar ons vergeet, Here, ons stel onsself bloot aan soveel ander dinge. Ons tyd en ons energie en die manier hoe ons koppe besig is so verwyderd baie keer van dit wat U vir ons wil gee. So mag ons die stilte toelaat in hierdie week, om in die eerste plek te ontbloot waarmee ons so besig is. En mag ons nie daarvan af weghardloop nie, laat ons dit toelaat in ons lewe. Maar dan ook, mag ons dan ook die sagter stem hoor, die stem van liefde, dat ons U geliefdes is. Dat daar 'n stuk vreugde is by U oor ons lewe. En mag daar dan by ons dan ook minder vrees kom. Minder besorgdheid. Omdat ons weet, Here, daar's 'n groter realiteit waar binne ons leef, waar niks ons ooit kan skei van die liefde van Christus nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. I pray for you, pray that all that's good may follow you all of your days. That the sun and the moon will smile on you and always light your way. And that you'll know in your heart what's right and what's wrong. Find the courage to be strong. And in the eye of the storm, have faith in the one, thy will be done. I pray for you, I pray you hold the faith and live a life that's honest and true. That your life will be blessed with love and care
that always see you through. And at the end of your days, you'll give praise and you'll say, how amazing His grace. And that your compass will be true and guided by the one thy will